Hartlike hallo van my kant af, heerlik hier by Kerk Sonder Mure, om hierdie geleentheid met jou te deel, om op hierdie manier die woord van die Here by jou uit te kry. En vanoggend gesels ons so bietjie oor die tema van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid en die gevolge van gehoorsaamheid spesifiek. En ek dink daar is 'n paar verrassings wat vir jou wag, paar heerlike positiewe verrassings wat vir jou wag, en ek hoop dat jy hierdie stuk woordbediening, dat dit jou gaan verryk en dat dit gaan 'n investering in jou lewe wees en dit jou gaan aanspoor en motiveer om agter Jesus aan te stap elke dag van jou lewe. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir hierdie kosbare geleentheid. Here, dankie dat ons u woord kan hoor, u stem kan hoor, u hart vir ons lewens kan hoor. Kom Here, kom praat met ons luister. Amen. Ons gesels vanoggend oor die tema gehoorsaamheid. Ek is heeltemal oortuig, 100% oortuig in my lewe en in my hart op die oomblik dat jy het al iewers die woord gehoorsaamheid gehoor en dat jy dit spesifiek binne 'n kerkkonteks of 'n woordbediening konteks dit al gehoor het. En mag vanoggend regtig vir jou nuwe perspektief gee en bietjie nuwe lig gee en ook vir my belangrik, nuwe inspirasie gee, 'n nuwe aansporing gee om gehoorsaam te wees aan die Here, om regtig agter Jesus aan te stap in gehoorsaamheid. Ons almal ken die baie bekende skrifgedeelte uit Jakobus 2. Nou net vinnig oor Jakobus net weer. As jy regtig in jou lewe swaar trek en dit gaan nie met jou goed nie en jy het bemoediging nodig, moenie Jakobus lees nie. Okay, los Jakobus net vir 'n ander dag, soos vanoggend, wat hy daag 'n mens uit. Hy's eerlik, hy's reguit, hy help jou prakties met gehoorsaamheid. Hy help jou hoe om die Jesus lewe te doen. Dit wat ons nou net gesing het, the Jesus way, hoe om dit te doen. So hy sê vir ons reguit oor geloof in Jakobus 2 op verskeie plekke, dat jy kan nie geloof en dade van mekaar skei nie. Dis nie twee losstaande goed nie. Dis half, wys my jou dade, dan sien ek jou geloof. Jy weet, geloof gaan oor outomaties in dade. So geloof is aksie, geloof is dade, en dit is waaroor gehoorsaamheid gaan. En so ek sê, vanoggend hoop ek regtig so 'n bietjie 'n aansporing en 'n aanmoediging en 'n inspirasie vir elkeen van julle oud en jonk om gehoorsaam te wees. Ek wil begin met 'n baie belangrike vraag. Hoekom is die Here so ernstig oor gehoorsaamheid? Hoekom is gereeld, kom ek noem dit die opdrag, wees gehoorsaam. Ek dink terug aan my kinderdae, ek bedoel my pa en my ma, wonderlike ouers wat ek gehad het, maar ek bedoel hulle rede dat ek altyd gehoorsaam moet wees, is so, weet, omdat ek so sê, jy sal maak soos ek sê, ek bedoel, pa's en ma's leer, moenie so wees nie, okay, right nou. Dis 'n verkeerde persepsie van gesag, jy weet, en dit is nie hoekom die Here vir ons sê, wees gehoorsaam nie, want ek is die baas, en jy sal luister wat die baas sê, daai tipe van gesindheid, dit is glad nie hoekom die Here vir ons sê, wees gehoorsaam nie. Het gaan baie meer oor 'n vader, 'n liefdevolle vader, wat wil hê dat dit met jou moet goed gaan in jou lewe, wat wil hê dat jy seën en oorvloed in jou lewe geniet. Dit het baie te doen met 'n pa byvoorbeeld, wat vir 'n seentjie sê, weet jy, sit neer daardie skerp mes, want ek wil nie hê jy moet jouself sny nie. Ek wil nie hê jy moet jouself benadeel of beseer nie. So, sit neer die mes. Wees gehoorsaam, omdat ek vir jou omgee, omdat ek vir jou lief is. Ek het net so 'n mooi voorbeeld gesien, hier by die kerk terwyl ek in my kar gesit het.
twee kindertjies, twee dogtertjies wat oor die pad gaan stap en nou oor die pad wil stap en hulle kan nie wag nie. Pa en ma het spesiaal vroeg kerk toe gekom, want die kinders wil bietjie nog hier in die speelarea speel. En hierdie dogtertjies wil nou net uit die kar uit oor die pad en die pa en die ma albei, kinders, wees net versigtig. Kyk net vir die karre. Ek wil net hê julle moet veilig aan die ander kant van die pad afkom en toe hulle nou nog oor is, sit daar nog 'n kar wat reverse ook. Toe moet julle sien die pa kry spoed. Hy het 'n groen golfhemp aan, ek het vir jou mooi gekyk. Dis 'n goeie voorbeeld. Dis 'n goeie voorbeeld van hoekom wil ek jy moet gehoorsaam wees? Ek wil nie 'n kar met jou omry nie. My kind, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, daarom gehoorsaamheid. Dis nie 'n baas-klaas verhouding nie. Dis 'n vader wat liefhet verhouding, wat die beste vir sy kinders gun verhouding. En daarom vra hy gehoorsaamheid. En as jy mooi dink aan die woord gehoorsaamheid, is 'n baie omvattende woord. Mense, gehoorsaamheid, wanneer ek iemand liefhet, luister ek graag. As ek lief is vir iemand, is ek gehoorsaam. As ek afhanklik is ek gehoorsaam. As ek nederig is ek gehoorsaam. So gehoorsaamheid is 'n baie omvattende woord. Dit sluit in nederigheid, afhanklikheid en liefde vir God. Daarom is ek gehoorsaam. Nou die evangelie. Het is my so wonderlik die tyd wat ons nou in beweeg, die Kerstyd en Kersliggies en Kersmusiek en Kersbome en whatever. En dit gaan glad nie oor die sekularisme van Kersfees. Dit gaan net oor die boodskap wat ek as gelowige in my hart dra rondom die Kerstyd. Is die evangelie. Dis die evangelie. Dis God se liefde in aksie. Dis God wat sy seun stuur aarde toe vir jou en vir my. En in die proses is dit Jesus wat gehoorsaam is aan sy Vader. Dis God wat vir hom sê, ek stuur jou aarde toe. En hy sê, dis reg, ek is gehoorsaam aan my Vader. Ek leer gehoorsaamheid. Vandat hy sy voete op aarde gesit het, was dit 'n harde pad. Was dit 'n moeilike pad, waarin hy voortdurend die hele tyd gehoorsaamheid geleer het. Dink aan die hofsaake, wat hy vals beskuldig is. Daar was nie een aantuiging teen Jesus wat die waarheid was nie. Nie een nie. Maar hy het deurgedruk, hy het deurgegaan. Dink aan hoe hy beledig is, gespoeg is, gespot is, geslaan is, en hy het deurgegaan, en hy het deurgegaan. Hy het gehoorsaam gebly aan sy Vader. Die tuin van Getsemane, die enigste plek waar hy gebreek het, waar hy gestop het, en vir sy Vader gesê het, hierdie is te veel vir my. Ek sien nie kans vir wat voor lê nie, want hy weet wat lê aan die ander kant van die tuin van Getsemane, is die kruis. Die wreedste dood wat jy kan sterf. En hy is onskuldig. En toe gaan hy deur die tuin van Getsemane, gehoorsaam aan sy Vader. En in die hele Bybel is daar een baie spesifieke vers vir my, baie subjektief, wat hierdie hele verband tussen evangelie en gehoorsaamheid verskriklik mooi beskryf. En dit is die Hebreërs skrywer in Hebreërs 5 verse 8 en 9. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. Nou ek sê altyd die evangelie wil ek nou vir jou so in 3 dele, 'n A, 'n B en 'n C, wat gehoorsaamheid aanbetref. Wil ek nou gou dit vir jou baie eenvoudig maak. A is doodgewoon, Jesus is die voorbeeld, die absolute perfekte, volmaakte voorbeeld van gehoorsaamheid. Ek sien nie kans vir die kruis nie, ek sien nie kans vir wat aan die ander kant van die tuin van Getsemane lê nie, maar ek is gehoorsaam aan my Vader. Jesus is die ultimate voorbeeld, hy is die absoluut perfekte, volmaakte voorbeeld van gehoorsaamheid. Nou iewers in ons lewe,
kom ek en jy, wat ons 'n besluit neem, wat ons 'n keuse maak en sê, weet jy, ek wil 'n volgeling van Jesus wees. Ek wil agter Jesus aanstap. Ek kies vir hierdie Jesus wat in my plek aan 'n kruis gesterf het. Hierdie Jesus wat gehoorsaam was aan sy Vader. Ek kies vir hom. En ek noem myself 'n volgeling van Christus, 'n volgeling van Jesus. Ek noem myself 'n kind van die Here. Ek is 'n Christen. Hoor die woord Christen, afgelei van Christus. Christus is my Here. En nou stap ek agter Jesus aan. Jy kry 'n nuwe identiteit. Paulus gebruik vreeslike baie woorde en mooi woorde. Jy's 'n nuwe mens. Mense, jy is nie meer die ou mens nie. Jy's 'n mens met 'n totaal nuwe identiteit, jy's 'n mens met 'n totaal nuwe karakter. En dis vir die tweede deel van die evangelie. Jesus demonstreer gehoorsaamheid. En wanneer ons kies vir hierdie Jesus, dan gebeur hier binne 'n ding wat ek en jy nie kan sien nie. En Paulus beskryf dit verskriklik mooi in Efesiërs, waar hy sê, jy, in Christus, ek in Christus, is heilig en onberispelik. Dink oor daai ene. Jou karakter verander so, jou menswees, jou identiteit verander so. Jy word 'n totaal nuwe mens. Jy word deur Paulus genoem 'n heilige. Nou mense gaan kyk bietjie vir jouself in die spieël en sê vir jouself, goeiemôre heilige, of goeiemiddag heilige, of net, ek is 'n heilige. Weet jy hoekom sukkel ons daarmee? Want ons weet ons is nie heilig nie. Ons weet ons maak foute. Ons weet ons maak droog. Ons weet ons maak verkeerde keuses. Maar dis die wonder van die evangelie. Daai nuwe identiteit van, jy's 'n heilige. Paulus gebruik daai woorde, as ek dit reg het, meer as 60 keer in die Bybel, wat hy gelowiges aanspreek as heiliges. En uit dit kan ek en jy nou gehoorsame lewens lei. Ons kan dit nie doen uit die ou mensheid nie. Ons kan dit nie doen sonder Christus nie. Maar wanneer Christus in my kom en my nuut maak en my oormaak, my weermaak, ek weergebore word en ek 'n nuwe identiteit kry en ek 'n nuwe mens word, dan is dit vir my moontlik om gehoorsaam te wees aan Jesus en gehoorsaam agter hom aan te stap. En die persoon wat dit vir my so mooi skryf, ek is so mal oor hom, Andrew Murray. Ek het soveel van sy boeke in my lewe al gelees en hy het al so baie vir my beteken. Andrew Murray skryf spesifiek oor hierdie punt, skryf hy: The beauty of his salvation, die pragt van die redding van Jesus, is that he brings us back to the life of obedience. Daar is sy samevatting van die evangelie, die rede vir die evangelie. He brings us back to the life of obedience. Hier, sonder Christus, ek kan nie. Maar omdat Christus gehoorsaam was, en omdat ek kies vir hom in my lewe as die Christus in my lewe, die koning in my lewe, gee hy vir my 'n nuwe identiteit, hy maak van my 'n nuwe mens, en uit daai nuwe karakter, now, the beauty of salvation is that he brings us back to the life of obedience. En nou wil ek baie prakties raak. En ek wil 'n paar Bybelfigure gebruik om hierdie vir jou te illustreer. En die belangrike van hierdie illustrasie vanoggend in die Bybelfigure wat ek dan ook gekies het om uit die woord uit met jou te praat oor gehoorsaamheid, het alles te doen met die feit van die Here roep my om gehoorsaam te wees. Wat die gevolg daarvan gaan wees is in sy hande. Dis totaal in sy hande. Die gevolg van my gehoorsaamheid en van jou gehoorsaamheid is gewoonlik groot seën in jou eie lewe, maar belangriker, groot seën in ander mense se lewe. Maar kom ons begin by Abraham. Nou mense, Abraham, julle almal ken die verhaal, Abraham het, ek wil amper sê, vreemde opdragte in sy lewe gekry. Ek noem dit letterlik vreemde opdragte. Die Here wat hom stuur, gaan weg van jou familie, gaan uit jou land uit, gaan na die nuwe land toe en so aan, en dis om net so 'n kantlyn opmerking. Die belangrike ene, lees ons in Genesis 18, waar die Here vir Abraham sê, jy gaan pa word. Jy gaan 'n kind kry. Mense, Sarah hoor dit per ongeluk. En sy begin kliphard lag. Dis so onmoontlik dit is. Tannie Sarah, wat ouma ouderdom is, sy besef die implikasies van wat sy hoor. Hierdie onmoontlike, sy gaan swanger raak, sy gaan 'n kind kry. Dit is Genesis 18. En dan in Genesis 21 word Isak gebore. Word die seun gebore.
wat sy oor gelag het en gedink het, dit is totaal onmoontlik. Mense, en dan praat hy weer van 'n vreemde opdrag. God, wat hierdie kind vir hulle as geskenk gegee het, wat 'n wonderwerk gedoen het om hierdie kind vir hulle te gee, sê vir Abraham, gaan offer vir Isak. Gaan letterlik gaan bou 'n altaar, gaan bind hom vas op die altaar, gaan maak 'n vuur en gaan offer jou kind, soos wat jy 'n lam sal offer. Soos jy 'n skaap sal offer, gaan offer jou kind. Nou mense, hierdie is regtig, hierdie is te groot vir my en ek dink is te groot vir jou ook om regtig te begryp wat 'n vlak van gehoorsaamheid praat ons hiervan. Want Abraham gaan doen dit. Die pa gaan doen dit. As God gesê het, dan gaan ek. Dis rou. Jy kry nie rouer gehoorsaamheid as dit. Ek kan amper sê vrede gehoorsaamheid. Maar dit gaan oor sy kind wat hy gaan offer. Gelukkig weet ons, soos hy nou deur die proses gegaan het en sy kind daar op die altaar gesit het, het die Here ingegryp. En die Here het 'n lam gestuur en Isak kon af van die offer van die altaar en die lam kon geoffer word in sy plek. Maar dan gebeur hierdie wonderlike ding en ek wil dit vir jou lees in Genesis 22 vers 16 en 17. Dit is ek die Here wat praat. So hier kan nou nie 'n misverstand wees nie. God praat nou met Abraham. Ek lê eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Die mense kry net 'n prentjie, kry 'n visuele prentjie van die sterre aan die hemel en die sand van die see. Dit gaan jou nageslag wees, Abraham. Dit gaan jou nageslag wees. Dit is die seën op sy gehoorsaamheid. Wat vra die Here van my en van jou? Hy vra van ons gehoorsaamheid. Wat gaan gebeur met hierdie gehoorsaamheid? Wat die seën gaan wees vir my en vir ander mense uit hierdie gehoorsaamheid? Dit weet ek nie. Dit weet ek nie. Ek wil amper sê, dit is in God se hande. Los dit by God. My werk, my verantwoordelikheid, is om in Christus, omdat ek 'n nuwe mens is, omdat ek heilig en onberispelik is, doodgewoon gehoorsaam te wees aan die Here. Volgeling wat agter Jesus aanstap en gehoorsaam te wees aan hom. En dan kom hierdie enorme seën. Abraham word in 'n geestelik gesproke die vader van nasies. Die vader van nasies. Ons is almal afstammelinge van Abraham. Die Here wat die verbond met Abraham gesluit het. Nou 2 belangrike goed oor gehoorsaamheid. So ek wil net so vir 'n oomblik pause. Die eerste ding van gehoorsaamheid. Mense, dis nie 'n eenmalige gebeurtenis in jou lewe nie. Ek wil regtig saam met jou wens dit was. Dis daagliks. Dis 10 keer per dag. Dis dalk partykeer 20 keer per dag. Dis aanhoudend, dis voortdurend. Dink aan Jesus toe hy op aarde was. Hy moes voortdurend die pad van gehoorsaamheid stap. Hy moes voortdurend die keuses maak om gehoorsaam aan sy Vader te bly. En dit vir Jesus geld, dit geld vir my en vir jou. En dan sommer net so terloopse opmerking. Ek noem dit in die Here se skool van gehoorsaamheid, die skool van gehoorsaamheid. Is daar net een teksboek. Ons arme matrieks wat nou net klaar is met matriek eindeksamen sal vir jou sê ek moes hoeveel boeke teruggee vir die skool want ek het vir elke vak het ek 1 of 2 teksboeke. Gehoorsaamheid het 1 teksboek. Dis die woord van die Here. Dis die woord van die Here. Dis waar die riglyne is vir my en vir jou. Nou gaan ek stil staan. Kom ons parkeer net gou vir Abraham. Nou gaan ek stil staan by Daniël en ek wil 4 momente uit Daniël en sy vriende se lewens wil ek met jou deel weer, wat jy die gehoorsaamheid kan hoor, maar wat jy ook die gevolg van die gehoorsaamheid kan hoor. Ek sê wees, my belangrik vanoggend moet vir jou 'n aansporing wees, moet vir jou inspirasie wees, om gehoorsaam te wees aan die Here, om agter Jesus getrou aan te stap. Nou die eerste een is sommer doodgewoon in Daniël 1, net so 'n stukkie konteks. Toe Daniël en sy vriende nou gevange geneem is en na 'n vreemde land toe geneem word, hulle gaan nou Babylon toe, en toe was hulle, hierdie is belangrik, hulle was hoërskool jong mense gewees, hoërskool jeug. Hulle was
tieners, hulle was adolessente, min of meer graad 10 ouderdom. Hier gaan hierdie jong manne nou en hulle word nou Babylon toe, en in Babylon maak jy so. Jy doen hierdie reël, jy doen hierdie reël, jy eet hierdie kos, jy aanbid hierdie gode en dis dit en dis dat. En Daniël trek 'n streep. Net daar. Daniël 1. En hy sê doodgewoon vir die koning, ons gaan nie die kos eet. Nou mense, die gevolg hiervan kan absoluut astronomies negatief disastrous wees in Daniël se lewe. Jy praat nie so met die koning nie, jy sê nie sulke goed, as die koning gepraat het, dan spring jy. Ek wil koning in daai tyd so 'n tipe van 'n god, veral in Babylon. En toe sê hy mos nou, maar gee ons 'n kans, dan kyk jy hoe ons vorder. Word ons uitgeteer, word ons maar, gaan ons agteruit, word ons siek. En dan lees ons in Daniël 1 vers 17. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. En daai is baie belangrike woorde. Insig, verstand, wysheid. Hoor die gevolg van sy gehoorsaamheid. Dis nie hoekom hy dit gedoen het nie. Hy was gehoorsaam omdat hy lief is vir die Here. Hy was gehoorsaam omdat hy nie die afgode gaan aanbid nie, omdat hy nie die afgode se kos gaan eet nie. Hy gaan nie. So ek is gehoorsaam aan die Here. Ek en my vriende is gehoorsaam aan die Here. En dan kom die Here en hy kom seën hierdie gehoorsaamheid met insig, verstand en wysheid. En dan hierdie ou sinnetjie is belangrik. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Want onthou net in daardie tyd, weer in daai ryk, in daai goddelose ryk, was daar sterrekykers, daar was towenaars, daar was golenaars, daar was toekomsvoorspellers. Hierdie goed staan alles vir jou opgeskryf in Daniël 2. Al die verskillende name van die mense wat nou hierdie goed gedoen het. En ewe skielik kom die Here en hy gee hulle die geestelike verstand en insig en wysheid om hierdie goed te kan verstaan en interpreteer, en die towenaars kan nie, die golenaars kan nie, maar hier is hierdie 4 slim manne, wie het hulle slim gemaak? God, dis die gevolg van hulle gehoorsaamheid. En op pad na ons tweede punt oor Daniël, is dit juist waaroor dit gaan. Koning Nebukadneser, wat in sy eie oë God is, het 'n droom, en hy verstaan van hierdie droom niks. Nou wat is die logiese ding wat jy doen? Jy roep die sterrekykers, en jy roep die towenaars, en jy roep die golenaars, en jy roep al hierdie verskriklike mense wat jy nou het tot jou beskikking, want jy is mos nou koning, maar jy is ook sommer God ook, in jou eie oë. En nie een van hulle kan hom help nie. Nie een van hulle kan die droom uitlê nie. Mense, en die gevolg is doodgewoon, hy gaan hulle almal laat doodmaak. Dis eenvoudig. Die nare woorde wat in die Bybel gebruik word, hy gaan hulle in stukke laat opkap. En toe is daar iemand wat dink aan Daniël, met sy buitengewone insig, verstand en wysheid, waarmee die Here hom geseën het, as gevolg van sy gehoorsaamheid. En hy laat roep vir Daniël. En die eerste ding wat Daniël doen, is hy maak die koning rustig. Hy sê, laat staan jou planne om hierdie mense nou te vermoor. Laat staan nou jou planne om hierdie mense nou dood te maak, okay? Doe net eers vir my daai guns. Julle jong mense, chill net vir my asseblief, koning. Ons gaan nou nie hierdie mense doodmaak nie. So hy red lewens. Hy red lewens. En toe lê hy die droom uit. Eenvoudig, die Here gee vir hom die insig, die Here gee vir hom die verstand, die Here gee vir hom die wysheid. Gevolg van gehoorsaamheid. En dan lees ons die amper onmoontlike oor die lippe van Nebukadneser. Toe het koning Nebukadneser diep voor Daniël gebuig. Dis Daniël 2 vers 46 en 47. Aan hom eer betoon en opdrag gegee dat daar 'n graanoffer en 'n wierookoffer aan hom geoffer moet word. Nou ek dink Daniël was baie beïndruk hiermee, 'n offer wat jy aan Daniël bring en kniel voor Daniël nie, want dit gaan nie vir Daniël oor hom nie, dit gaan oor sy God. Maar indirek is hierdie 'n kniel voor sy God. Hoor wat sê Nebukadneser. Die koning het vir Daniël gesê, werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. Hy mense, en vir Daniël was dit eenvoudig. Dis nie sy brightness nie. Die Here het hom geseën met daai wysheid. Die Here het hom geseën met daai. Hoekom? Omdat hy doodgewoon nie van die koning se kos geëet het nie. Doodgewoon hier gehoorsaam.
Hier red hy lewens. En die koning bely dat die God van Daniël is die enigste God. Dit oor die lippe van Nebukadneser. Mense hoor die gevolg van 'n gelowige se gehoorsaamheid. Ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie land. Ons het 'n verantwoordelikheid in ons gesinne, ons het 'n verantwoordelikheid by die werk, ons het 'n verantwoordelikheid in ons vriendekringe, wherever we go, in ons gemeenskappe. Om weer die Here se stem te hoor en gehoorsaam te wees. Wat hy gaan maak met die gehoorsaamheid, die geweldige seën, is in sy hande. Dis nie in my hande nie. Ek is nie gehoorsaam om geseën te word nie. En die meeste van daai seën in elk geval, hoor mooi, soos jy in hierdie geval hoor, is 'n seën wat veel wyer strek as Daniël. En dan die derde voorbeeld wat julle almal ken, koning Nebukadneser, ek bedoel mense, hierdie man leer op 'n baie moeilike manier, op 'n baie stadige manier, hy's 'n slow learner. Toe is dit nou weer 'n beeld wat gebou word. Ek bedoel so hoog soos hierdie kerk se dak, is daar 'n beeld wat gebou word. En jy sal buig voor hierdie beeld, as jy musiekinstrumente speel, dan buig jy voor hierdie beeld, en as jy nie buig nie, vuurwind. Nou, Vader, tog, ek bedoel regtig, ek is bly ek leef in 2025, dat ek nooit met daarmee gekonfronteer is in my lewe nie. As ek nou nie gaan buig voor hierdie beeld nie, dan word jy in die vuurwind gegooi. Wat 'n aaklige, wrede, verskriklike dood. Wat 'n vooruitsig. En toe speel die musiekinstrumente. Mense, nou moet jy die prentjie kry van 'n stadsplein. Kry die prentjie van 'n stadsplein in Bybelse tyd. Baie mense, baie mense. Onder andere is Sadrag, Mesach en Abednego. En die musiekinstrumente begin speel. Wat dink jy, hoe verander daai prentjie in 'n halwe sekond? Almal val plat, gaan lê plat, suig hulle vas teen die grond. Want daar moet geen misverstand wees nie. Ek lê. Ek kniel. Ek buig. Anders die vuurwind. Nou kry ook die prentjie van, as jy nou besluit om te bly staan, of jy enigstens wegkruipertjie gaan kan speel. Nee, jy staan uit, soos 'n tiener se heel eerste pysie een oggend as hulle in die spieël kyk. Almal sien jou. Jy kan nie gemis word nie, en dis presies wat hier gebeur. Presies wat hier gebeur. Hier staan Sadrag, Mesach en Abednego, ons buig hier voor die beeld nie. Ons dien God, ons is gehoorsaam. Wat gaan die gevolg wees? Wel, al wat hulle weet is die vuurwind. En hulle word ook in die vuurwind gegooi, dit word nog warmer gestel en ons in die vuurwind. En julle ken almal die verhaal, op 'n later stadium toe mense in die vuurwind inkyk, toe sê daar's 4 mense. Daar's 4. Daar's nie 3 nie, daar's 4. Waar's God? In jou gehoorsaamheid. As jy God soek, jy sal hom vind in jou gehoorsaamheid. En partykeer is dit in jou vuurwind van gehoorsaamheid. Wanneer jy as gevolg van jou gehoorsaamheid gespot word, as gevolg van jou gehoorsaamheid verwerp word, as gevolg van jou gehoorsaamheid uit sekere groepe uitgeskuif word, dis waar jy God sal vind. En daai manne stap daar uit. Nie een haar is geskroei nie, wat die kans? Hoor die onmoontlike. Soos Nebukadneser se woorde was, kom hier weer die onmoontlike. Hulle ruik nie eers na rook nie. Mense, ek weet mos nou hoe ek geruik na my braaivleisvuur Vrydag aand. 'n vuurwind, en jy ruik nie na rook nie, en haar is nie geskroei nie. Daniël 3 vers 28. Hier kom ons weer, Nebukadneser. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego kom die eer toe. Mense, om dit te hoor oor die lippe van iemand wat dink, hy is die God. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Hoor hierdie woorde, daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie.
Dis nie hoekom hulle daar vir God gekies het. Hulle het doodgewoon gekies, ons buig nie voor 'n beeld nie. Die beelde, wat is die beelde vandag? Die afgode in vandag se lewe. Ons gaan nie die knie buig voor afgode nie. Ons gaan nie. Op daardie stadium was hulle vooruitsig die vuurwind. Dit's al. Hulle het nie besef, daar gaan 'n vierde persoon wees nie. Hulle het nie besef, hulle gaan daar uitklim sonder 'n haar wat geskroei is en klere wat nie eens ruik na rook nie. Hulle het nie besef dat Nebukadneser gaan die knie buig voor God nie. Maar dis wat God doen wanneer ek en jy gehoorsaam is. Wanneer ons gehoorsaam agter Jesus aanstaan. Mense, wonderwerke. Wonderwerke. Dis wat die Here wil doen. Hy kom doen dit in ons vuuroond van gehoorsaamheid. En dan die vierde en die laaste gedeelte. Nou koning Nebukadneser het nou intussen aanbeweeg en koning Darius het by hom oorgeneem, die nuwe koning wat dink hy is God. Almal sal voor hom buig. En dis toe presies wat hier gebeur, daar's 'n agteraf gekonkel. Hierdie klomp jaloerse mense op Daniël, so koning, hoe lyk dit? Kom, maak 'n wet. Net u word aanbid. Net u alleen word aanbid. Niemand anders nie. Laat iemand anders nou iets anders aanbid. Die leeukuil. Asof die mense weer. Wat is die ergste? Die vuuroond of uitgehongerde leeu's wat vir jou wag? Nou okay, dis pere en appels, jy vergelyk dit nooit met mekaar nie. Die een is so sleg soos die ander een en ja, pere en appels is heerlik, maar in elk geval, die situasie. Die een is so sleg soos die ander. En wat doen Daniël? Net na die dekreet, toe die wet uitgevaardig word. Kom ek lees dit vir jou. Daniël 6 vers 11. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Jammer. Koning Darius, jy is nie God nie, jy mag dalk dink jy's God, jy mag dalk dink jy het al die krag, jy het al die mag, ek gaan nie voor jou buig nie. Weet jy wat, ek maak my vensters oop, dat die hele wêreld dit kan sien, en dat die hele wêreld dit kan hoor. Ek aanbid die enigste God. Hoor die gehoorsaamheid. Dis wat jy moet hoor. Dis wat die Here vir ons vra, in daardie oomblikke van moeilike keuses, wat ons geestelike dissiplines moet wys en moet demonstreer en moet leef, en dit is so, nie maklik nie, veral nie in 'n siek kultuur soos wat ek en jy in leef nie. En dan kry jy Daniël 6 vers 27. Die magtige koning Darius. Ek gee hiermee opdrag, dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Kyk wat het met Nebukadneser gebeur. Kyk wat gebeur met Darius. Mense, kyk wat gebeur met die konings van nasies. Wanneer 'n doodgewone gelowige kies, ek volg Jesus. So, nee hiervoor, ja hiervoor. Ek sê weer, dis moeilik. Want die kultuur wat ek en jy in leef, die wêreldkultuur, die kultuur van ons samelewing is 'n siek, dekadente kultuur. En rustig en kalm, hierdie manne het so 'n stuk, ek wil die woord gebruik, self-assurance, maar dit lê nie in hulle self nie, dit lê in God. Dalk is dit 'n God assurance, dalk 'n beter woord. Dat hulle bereid is om net te sê, nee dankie, ek volg God. Of dit nou die goue beeld is, of dit nou koning Darius is wat moet aanbid word, nee, gaan nie gebeur nie. En kyk die magtige invloed wat God, die seën van gehoorsaamheid, 'n magtige invloed. Mense, dit is nasies wat hier verander. Letterlik nasies wat verander. Oor gelowiges se gehoorsaamheid. En dan 'n laaste voorbeeld, wil ek nou spring Nuwe Testament toe. Wil ek nou vir Petrus gebruik.
Nou, Petrus is 'n baie interessante mens in die Bybel. Ek kan so nogal met hom assosieer. Nou, in Matteus 4, as dit nou kom by Petrus, dit is die roeping van die eerste disippels, Petrus en Andreas, en hulle word geroep. Wat doen hulle? Hulle is besig om vis te vang. Wat is visvang? Visvang is hulle werk. Dis hulle day job. Dis hulle werk waar hulle geld verdien. Hulle verkoop die vis of hulle eet die vis, dis die kos op die tafel en dis die klere aan die lyf en as hulle dalk huishuur moet betaal of wat ook al, dit is hulle day job. Dis waarmee hulle besig is. En hier kom Jesus. En hy sê vir hulle, los, laat staan die nette. Laat staan jou day job. Hoor wie jou radikaal. En in 'n oomblik, los hulle vir 'n nuwe roeping. Ons gaan nie meer vis vang nie, ons gaan vissers van mense word. Waartoe is ons op pad? Ek weet nie. Hoeveel dae verlof gaan ek hê per jaar, Here? Ek weet nie. Wat is die salaris vir hierdie werk? Weet nie. Blindelingse gehoorsaamheid. Petrus is 'n rolmodel daarvan. Maar dan is hy ongelukkig ook 'n rolmodel, en dis hoekom hy my altyd hoop gee, van foute. Hy is die een, wat toe hulle Jesus gevangen neem, ewe braaf, ek bedoel, kap die soldaat se oor af. En Jesus wat die oor vat en sê, nee Petrus, ons doen dit nou nie so nie, jy weet, kom ons sit net die oor terug. Nie heeltemal wat ek in gedagte gehad het nie heeltemal the Jesus way nie, kom ons doen dit net anders asseblief. En Petrus is die een. Ek, Jesus verloon, Petrus, in my lewe, regtig. En toe kraai die aan. En toe kom die kruis. En Petrus kon nie regmaak nie. Hy kon nie regmaak met Jesus. Jesus is dan dood. Jesus het wreed gesterf. En hy los sy vissers van mense. En hy gaan terug na gewone vis. En dis waar die wonderlike hoofstuk in die Bybel, Johannes 21, om afspeel. Die disippels is in die boot, hulle is besig om vis te vang, gewone vis te vang. Petrus diep in sy hart, ek is net eenvoudig nie meer waardig om 'n disipel te wees nie. Ek is net nie waardig om 'n visser van mense te wees nie. Verkeerde keuses, droog maak. Mense, dis mos nou jou verhaal ook, dis my verhaal ook. Dis die verhaal van elke gelowige, die verhaal van elke mens. In Johannes 21 is Jesus op die strand en hy is besig om vis te braai vir sy disippels. Hy gaan vir hulle kos gee. En dis is die gulde geleentheid om nou vir Petrus kort te vat en hom uit te vreet en hom sleg te sê en vir hom, ja, jy met jou groot mond, nee. Gentle, sag. Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? Ja, Here, jy weet, ek het jy lief. 3 keer. Hoekom 3 keer? My 3 keer verloon. Ek kom herstel jou ten volle. Laat my lammers waai, Petrus. Pas my skape op. Laat my skape waai. Dis is 'n nuwe opdrag wat Petrus hier kry. Wie is daai skape? Dis die kerk. Dis die vroeë kerk. Dis die kerk na Jesus se opstanding. Dis die eerste gemeente. Wie word die hoofleiers van die vroeë kerk? Petrus en Johannes. Petrus wat Jesus verloon het. Petrus wat ongehoorsaam was. Stap in 'n nuwe rol in. Jy sien nou net meer visser van mense nie, my vriend, jy is nou leier van die vroeë kerk. Het gaan jou partykeer kos om in die tronk te beland, dit lees jy in Handelinge 4, ensovoorts. Maar, en toe Petrus daar begin preek, dis 1000 mense wat tot bekering kom. So mense, dit maak nie saak hoe droog het jy al gemaak in jou lewe nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy al ongehoorsaam was in jou lewe nie. Kom net by die punt van aansporing en van inspirasie, dat wanneer ek gehoorsaam is daar seën, maar dit is nie net vir my nie.
Dis seën vir ander mense, dis seën vir my gesin, dis seën vir my gemeenskap, dis seën vir my land. Nasies verander oor die seën van God as gevolg van gelowiges se gehoorsaamheid. Ek sluit af met Paulus se heel laaste brief. Net voor sy dood, rig hy vir Timoteus op, hierdie jong man, wat half die aflosstokkie moet oorneem by Paulus. En hy leer, Paulus leer vir Timoteus, gaan sê vir die mense dit, gaan sê vir die mense dit, gaan sê vir die mense dit. En hier's net een vers waarmee ek wil afsluit, 1 Timoteus 6, vers 17 en 18. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. En hier kom dit nou spesifiek. Timoteus, spoor hulle aan om goed te doen, om gehoorsaam te wees, om ryk te wees in goeie dade. Geloof gaan oor in dade, vrygewig en mededeelsaam. Jy wat hier sit vandag in Christus, nuwe mens, heilig, onberispelik. Paulus se mooi woorde vir jou. Paulus se mooi woorde vir my. Jy's 'n nuwe mens en daarom kan jy gehoorsaam wees. Daaruit gaan daar enorme seën kom. Dis in God se hande, dis nie in my hande nie. Die gehoorsaamheid is in my hande, dis in jou hande. Kom ons gaan leef as gehoorsame gelowiges. Kom ons bid. Here, dankie. As in hierdie tyd wat ons in leef, is eintlik 'n tyd wat alles gaan oor gehoorsaamheid. Vader God, toe U vir Jesus gestuur het, was hy gehoorsaam. Hy het die hemel verlaat, hy het aarde toe gekom. Hy het 'n harde, moeilike, partykeer donker pad hier op aarde geloop, maar hy was die hele tyd tree vir tree gehoorsaam. Hy het gehoorsaamheid geleer, en Here, ons kan hierdie Jesus ken, en ons ken hom, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker. Dis hom wat ons vier in hierdie tyd wat ons in deurgaan, hierdie Kerstyd wat ons in leef. En Here, dit is hierdie nuwe natuur wat Jesus vir ons gee, die nuwe identiteit wat maak dat ons gehoorsaam kan wees, en dis waarvoor ons kom kies vir oggend. Gehoorsaam elke tree agter Jesus aan. Amen.